Welkom hier by ons Woensdag oordenking. Jy het dit al gemaak tot die middel van die week en byt vas. Vrydag is amper ook om die draai. Ons praat nog steeds oor Jesus en die Fariseërs en wat ons uit die stories altyd kan leer en die stories wat Jesus vertel het, die interaksies wat hy gehad het met hulle, dat ek en jy as volgelinge nie dieselfde foute sal maak as die Fariseërs nie, dat ons werklik in die waarheid sal loop en Jesus sal ken en hom werklik sal volg en werklik volgelinge sal wees van hom ook natuurlik. Nou, Jesus was 'n baie interessante karakter en daar's soveel goed wat ons van Jesus kan raak sien in lewe en hy was vol verrassings geweest. Ek meen, hy was Jesus die Messias, maar selfs Jesus was aangeraak baie keer deur mense. Mense het hom baie keer geskuif of geïnspireer en ek dink, selfs mense wat geklassifiseer was as nie waardig, kon na Jesus toe kom, kon hom aangeraak het. Jesus het soveel gedoen, hy het die evangelie oopgemaak en God se koninkryk oopgemaak vir letterlik almal. Hy het die voorhangsel geskeur, hy het die disippels uitgestuur in die wêreld gesê, vertel vir almal van die koninkryk van God. En dit was Jesus se hart. Jesus se hart was vir almal gewees. En ek dink weer eens uit vandag se storie, dink ek, leer ons weer eens baie, dat Jesus se hart was vir almal. En hoe baie keer die Fariseërs dit gemis het, want hulle het hulle self bo ander mense geag. Nou hoor gou, die storie staan in Lukas 18 vers 9 tot 14 wat sê, met die oog op die mense wat seker was, dat hulle eie saak met God reg is, en wat op ander neergesien het, het Jesus die gelykenis vertel. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n Fariseër en die ander een 'n tollenaar. Die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid, o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in 'n week en ek gee 'n tiende vir my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy sal wat nederig is, sal verhoog word. Wow, wat 'n ongelooflike skrifgedeelte hierso, wat eintlik so konfronterend is vir elkeen van ons, want hierso sien ons, dat Jesus hierdie twee ouens kry, hier's twee ouens wat bid, en Jesus sê, maar die ou wat die tollenaar is, die ou wat besef hoe afhanklik hy van God is, wat die genade nodig het, sy saak is reg met God. Nie die Fariseër nie. Nie die Fariseër wat homself vergelyk met mense en homself beter ag as mense. En jy sien, hier is die ding wat ons vandag uit hierdie moet vat en leer en besef, is dat sodra ek en jy blind raak vir die feit dat ons genade ook nodig het, gaan ons God mis. Sodra ek en jy onsself begin vergelyk met ander en sê, maar ek is daarom nie soos daai een nie, en ek doen daarom nie dit soos daai een nie, ek sê daarom nie die goed soos daai een nie, en ek hanteer my besigheid nie soos daai een nie, mis ons dit wat God wil doen in en deur ons lewens, mis ons God. En moontlik is hierdie baie gevaarlik vir ons, want ek dink soveel keer doen ons dit, so maklik trap ons in hierdie struik en dink ek is darm nie soos daai mense daar buite nie. Maar vriende, ons moet besef, elke liewe een van ons, maak nie saak hoe lank jy al saam God 'n pad stap nie, maak nie saak hoeveel jy die Bybel ken nie, elkeen van ons het God nodig, elkeen van ons het genade nodig. Daar is nie iets soos, ek's beter as hierdie ou of beter as daai nie. Ek dink so maklik kan ons in ons kop dit doen en dink ons is beter af. Maar in die Here se oë is almal sy kinders. Almal op aarde is sy kinders en almal van ons het genade nodig. Mag ek en jy nie in dieselfde struik trap soos hierdie. Mag ek en jy besef, maar ek het genade nodig. Ek is ook afhanklik van God, soveel soos 'n ander ou daar buite. Mag ons nooit neerkyk nie, maar mag ons elkeen aanspoor en aanmoedig en help, dat almal by Jesus aankom. So miskien vandag, mag jy jou eie hart evalueer, mag jy jou eie hoogmoed evalueer, dink jy is beter as ander? Of besef jy ook, hoe gebroken mens jy is, en hoe baie jy ook Jesus nodig het? So mag ons elkeen vandag in daai afhanklikheid leef teenoor die Here, en werklik dankbaar wees vir die feit dat ons elkeen gered het en lief het ook. Kom ons bid saam. Jesus, dankie vir vandag, en dankie dat U ons elkeen lief het, eerste lief gehad het, en dankie dat ons kan besef elkeen vandag ons die nodig. Here, jammer wanneer ons neerkyk op ander, of dalk selfs vergelyk om eie goed in ons lewe te justify, maar Here, ek bid werklik in die naam van Jesus, mag U ons kom vrymaak. Mag U ons kom vrymaak, dat ons altyd in genade sal leef, en nooit sal neerkyk op ander mense nie. Dankie Here vir U goedheid, U guns in ons lewe, al verdien ons dit glad nie, maar dankie dat U ons eerste lief gehad het, en ons bid en vra dit alles vandag in die naam van Jesus. Dankie dat jy saam hierso was vandag. Ek hoop regtig dat jy 'n goeie Woensdag sal geniet.
Mag jy die Here beleef en dan kuier ons môre weer. Mooi bly.